Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning bo alle konings, ons verlosser Here, wat gekom het en vir ons sondes gesterf het. Dit is vir my vandag weer 'n wonderlike voorreg om bietjie met jou te gesels rondom die hartklop van God. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. My program se naam dan, kom luister na die hartklop van God. Kom ons sluit ons oë. Vader, daar waar ons vandag weer die wonderlike voorreg het om na u woord te kan luister. U woord wat ons weet is die waarheid en wat ons weet, dit is een van die maniere hoe u met ons praat. Ons kan net vir u sê, dankie Here. Dankie Here dat u nog steeds met ons praat, dat u nog steeds ten spyte van alles met ons wil praat, omdat u vir ons so baie lief het. Vader, ek vra dan nou dat u elke toehoorder sal seën wat hierdie woord vandag ontvang en dat hulle sal weet dat u met hulle praat, dat hierdie woord rema in hulle harte sal word en dat hulle bewus sal word van u nabyheid. En Vader, ons sal ook sê dankie vir die mildelike reën wat daar buite val, dat ons elke dag voorreg het om hierdie dinge van u te kan ontvang, dat ons weet hierdie reën is uiters noodsaaklik en dat elke ou druppeltjie 'n blessing van u af is. Vader, ek bid dan nou dat u hierdie boodskap sal seën en sal rema maak in mense se harte, in Jesus naam. Amen en amen. Ja, geliefdes, ons gaan vandag weer aan. Ek lees weer vir julle voor uit hierdie boekie, Die Here is my herder, geskryf deur Jurgen Ras. En ons lees vandag 'n feesmaal van seëninge. Maar eers lees ek net weer vir julle Psalm 23 met liefde. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur 'n donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders me toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Verskoon my. 'n Feesmaal van seëninge. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders met toekyk. Psalm 23 vers 5. Wanneer die skaapwagter deur die lang en donker bergvallei met sy skape geloop het, kom hy uiteindelik aan die warm somerhoogland. Dit is een van die hoogtepunte van sy hele jaar, om sy skape in die bergkruin se hoë en sappige, weelige tafellande met vars bergstrome in te bring. In baie lande waar met skape geboer word, word na die hoë plateaus waar die skape wei verwys as messas, die skaapse woord vir tafels. Die ou vertaling lees: U berei die tafel voor my aangesig,
teenoor my teenstanders. Hierdie groen sagte tafelblaaie word egter eers vooraf deur die herder vir sy skape voorberei. Hoog in die berge groei daar allerlei giftige plantgewasse en soorte onkruid wat dodelik vir skape is. Ook is daar plante met skerp dorings wat maklik in die sagte neuse van die skape steek en lelike sere kan veroorsaak. Die herder moet eers hierdie weiveld inspekteer, die slegte plante uittrek en dit dan op 'n hoop gooi en verbrand. Van die skape bok spring van vreugde, van hulle tot die nuwe weilande toegelaat word. Terwyl die skape dan nou in die voorbereide geilgrasvelde wei, is die herder die hele tyd op die uitkyk vir vyande, soos wilde katte, luiperds, beere en wolwe. Die goeie herder laat ons ook by 'n feesmaal aansit. Hy berei 'n banket met heerlike feesgeregte vir ons voor. Hierdie is die feesmaal van sy seun, van sy guns en sy goedheid. Dit is die feesmaal van die lewe wat hy aan ons gee. Dit is die feesmaal van sy glimlag oor ons lewens. Jesus sê vir ons, as iemand na hom toe kom, sal hy veiding vind. Johannes 10 vers 9. Hy sê verder vir ons, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 10. Jesus wil elkeen van ons leer om werklik te lewe, om feestelik en met oorgawe te lewe. Wanneer ons hom al die pad volg, ook deur die donker vallei van beproewinge, bring hy ons na 'n geestelike hoogland, 'n hoë bergkruin, na 'n feestelike tafel wat voorberei is met goeie gawes, na 'n meer interne verhouding en geestelike wandel met hom. Esegiel 34 vers 14. Ek herhaal, Esegiel 34 vers 14. Die Here sê deur die profeet Jeremia, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Jeremia 29 vers 11. Ek herhaal, Jeremia 29 vers 11. God is 'n goeie God en sy wil vir ons is 'n goeie wil. Hy is 'n wonderlike Vader wat opreg omgee vir sy kinders. En hy weerhou geen goeie ding van die wat hom liefhet nie. Psalm 84, Psalm 84 vers 12. Ek herhaal, Psalm 84 vers 12 en Deuteronomium 28 vers 2. Deuteronomium 28 vers 2 sê Moses, as jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Lees die lys van seëninge in Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Die Here wil vir jou 'n tafel voorberei van heerlike feesgeregte. Hy wil jou lei na 'n geestelike hoogland met welige groen weivelde en fontein met vars waterstrome. Hy wil jou seën en vir jou goed wees. Hy het net die beste in gedagte vir jou. Sy drome en planne vir jou is beter en groter
as jou eie, want hy is die herder. Hy weet alreeds waar die groen tafellande lê, wat jou siel sal voed en jou innerlik sal versterk. Lees Jesegiel 34 vers 11 tot 16. Jesegiel 34 vers 11 tot 16. Tafel van gemeenskap met Christus. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders met tyd toekyk. Psalm 23 vers 5. Die nagmaalstafel is nog 'n wonderlike geleentheid wat die Here vir ons voorberei. Die nagmaaltafel is die uitnemende plek van gemeenskap met Jesus Christus. Dit is 'n viering van Christus se dood en sy opstanding, van sy oorwinning en triomf. Dit is die sakrament van sy liggaam en sy bloed. Jesus sê vir sy disippels in Johannes 6 vers 48 tot 51. Johannes 6 vers 48 tot 51. Ek is die brood wat lewe gee. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En in vers 55 en 56. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en met my bloed drink, hy bly in my en ek in hom. Die nagmaalstafel is ook 'n voorbereiding vir die feesmaal eendag in die hemel, die bruilofsmaal van die Lam, wat ons saam met Jesus in die allerheiligste sal vier. Lukas 22 vers 16 en Openbaring 19 vers 9. Lukas 22 vers 16 en Openbaring 19 vers 9. Die nagmaalstafel wat nou vir ons voorberei word, is een van seën, versterking, vernuwing en heiling. Dit is die plek waar God ons geestelik voed en krag gee. Die feestafel wat die Here vir ons voorberei, doen hy ook ten aanskoue van almal om ons, veral ons vyande. Is dit nie vreemd hoe dat ander mense dikwels jaloers en afgunstig word wanneer die Here ons ooglopend seën en dan aan ons voorsien nie? Net soos die herder vir sy skape die weiveld voorberei ten aanskoue van allerhande wilde diere en ander gevare. So seën die Here ons te midde van ons alledaagse lewensomstandighede, terwyl ons in die wêreld verskaf en woeker en ander partykeer net verstom moet toekyk. Is jy op hierdie hoogland, hierdie plek van seën en voorsiening, hierdie plek van God se oorvloedige genade, die duiwel en sy onderdane kan ook maar net hier toekyk hoe dat die Here ons seën en voorspoed gee, omdat hy weet ons het die goeie herder die hele pad gevolg en hy self pas oral op en berei die tafel vir ons voor. Die Bybel sê in Deuteronomium 28 vers 7, ek herhaal Deuteronomium 28 vers 7. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug.
Johannes sien Matteus 27 vers 11. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit wil van hom vra. Die opperherder wil vir jou 'n goeie gawe gee, soos wat 'n pa vir sy kinders goeie dinge gee. Hy wil hê dat jy aansit by die tafel wat hy vir jou voorberei het. Soos die herder hom verheug in voorspoed en vooruitgang van sy skape op die hooglande, so verheug God hom in ons wat aan sy tafel aansit. Lees Matteus 7 vers 7 tot 12. Ek herhaal Matteus 7 vers 7 tot 12. En met dit alles kom die olie van die salwing. U salf my hoof met die olie. Psalm 23 vers 5. Soms terwyl 'n skaap gewei het hy sy kop teen die skerp rand van 'n knip gesny wat tussen die gras versteek was. Daar was ook bosse, plante en dorings wat skape lelik kon krap en steek. Wanneer die skape later sou terugkeer na die skaapkraal, het die herder in die ingang gestaan en wag en elke individuele skaap goed deurgekyk vir enige sulke seer plekkies. As hy onredig seeplekke sou kry, as hy enige seerplekke sou kry, veral aan die skaap se kop, het hy dan genesende olies op die plekke uitgegooi om die ongerief te verlig, infeksie te voorkom, die skaap gerus te stel en die wonde gou te laat genees. Die herder het ook ander kere genesende olies op die skaap se kop uitgegooi, omdat hulle geneig was om brandsiekte veral rondom die kop te kry. Ons sien ook in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, dat die Samaritaan die gewonde man met olie en wyn behandel het in Lukas 10:34. Die olie waarvan Dawid praat in Psalm 23 is die olie van God se genade, die olie van sy salwing of sy gees. Dawid weet waarvoor hy hierdie skryf, want toe hy nog 'n jong seun was, het Samuel hom gesalf as 'n toekomstige koning van Israel. In 1 Samuel 10 vers 13. In 1 Samuel 16 vers 13 staan daar: Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Die olie of salwing van die Heilige Gees word net soos met Dawid ook oor ons gegiet om kragtig in ons te werk. Dit is ook hierdie genesende olie van sy Gees wat God oor ons innerlike wonde uitgiet om dit te verlig en weer heel te maak. Psalm 147 vers 3. Ek herhaal, Psalm 147 vers 3. Die olie van die Gees is onontbeerlik in ons lewens en daarsonder kan ons God nie doeltreffend dien of aanbid nie. Daarsonder kan ons nie God se wil suksesvol uitvoer nie. Sonder die olie van sy Gees werk ons ratte net nie behoorlik nie.
kom ons nooit behoorlik op spoed, kon ons nooit behoorlik op spoed kom nie. God se Gees is verder die trooster, die helper, die raadgewer, voorligter en advokaat, die een wat ons bystaan en versterk, Parakletos. Ons het hom so baie nodig. Dawid sê in Psalm 63 dat hy dors en smag na God. Kom ons dors en smag ook na die lewende water, na God se geestelike olie op ons hoof en lewe, na sy helende en versterkende olie. Jesus sê aan die Samaritaanse vrou in Johannes 4 vers 14. Johannes 4 vers 14. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in aller ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom ewige lewe gee. Psalm 147. Ja, geliefdes, so berei God die Vader ons voor. Eerstens berei hy ons voor vir die feesmaal wat vir ons wag in die hemel, net soos wat die herder die skapies voorberei het vir hulle feesmaal, daar op die tafels op die berge waar hulle sou gaan eet het. Net soos wat hy eers gaan kyk of daar enige gevaar is, enige ietsie wat sy skapies kan skade doen. Net so gaan God ons ook elke dag vooruit om seker te maak dat ons veilig gaan wees en dat ons pad skoon is. En dan berei hy ons ook voor vir die nagmaal. Die nagmaal wat ons herinner aan dit wat hy vir ons op die kruis gedoen het, dat hy bereid was om vir ons op die kruis te sterf. En dan, geliefdes, berei hy ook die olie vir ons voor, waarmee hy ons salf, waarmee hy ons elke dag beskerm teen seere, teen swaar kry, teen bose magte wat in ons lewens probeer indring. Is ons toegemaak, ons is gesalf, ons is geseënd, want die Here bewaar en beskerm ons. Ek lees weer vir ons Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid en goedheid en liefde, sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ja, geliefdes, wat 'n voorreg om te lewe onder die beskerming van ons herder, van ons Jesus, wat bereid was vir ons op die kruis te sterf. Hoe wonderlik om onder sy beskerming te lewe, om aan te sit by sy feestafels, om deur hom gesalf te word, deur hom gelei te word, geleer te word, behoed en bewaar te word. Daar is soveel meer aan ons lewens as wat ons as mens werklik besef. Kom ons sluit die oë. Dankie, Here. Here, weer eens wil ek net dankie sê. Dankie Vader, dankie Here dat
U ook vir my 'n feesmaal voorberei het van seën, guns en goedheid. Voed my ook en versterk my deur die geestelike voedsel van U liggaam en U bloed wat aan die nagmaalstafel, sodat ek kan deel in die oorwinning en in die triomf. En ek wil dit bid vir al my kinders ook, Here, al my vriende, familie, elke persoon wat na hierdie boodskapie luister. Salf hulle, Here, met die vars gemengde olie van U Gees en werk kragtig deur die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens. Here, hier waar ons elkeen weer in 'n naweek is, waar mense besig is met hulle eie lewens, hulle eie dinge, en nie altyd besig is met dit wat vir U aanneemlik is nie, maar soms besig is met dinge waarmee ons nie besig moet wees nie. Dinge wat U miskien nie goedkeur nie, dinge wat ons lewens in gevaar stel. Vader, plekke wat U nie vir ons voorberei het nie, waar U nie vir ons gereed gemaak het nie, maar waar ons nie luister nie, en soms net blindelings in dinge ingaan, en dinge gaan doen, en op plekke is waar ons glad nie veilig is nie, waar U soms nie eers teenwoordig is nie, omdat ons eie koppe volg en ons eie dinge wil doen, en nog so 'n bietjie van die ou wêreld en die wêreldse dinge wil hê en wil doen, en Vader, soms regtig nie in U wil is nie, maar heeltemal buite U wil, gaan aansit by tafels waar ons nie hoort nie, waar U ons nie wou gehad het nie, waar ons nie veilig is nie, maar tog weet ons dat U ons nooit alleen laat nie, dat waar ons ook al gaan, U altyd by ons is. En Here, dat U selfs negatiewe, slegte dinge en situasies gewoonlik bykans altyd omdraai in goeie situasies en goeie dinge, waar U ons sit op plekke waar daar soms iemand is wat ons nodig het, soms iemand is wat moet hoor hoe lief U hulle het, en dat U ook vir hulle daar is, en dat hulle ook vir U aanvaarbaar is. Vader, is so 'n wonderlike voorreg om U kind te kan wees, en te kan weet dat U selfs olie vir my hoof uitgehou het, en dat U selfs elke dag, elkeen van ons salf met hierdie wonderlike geestelike olie. Here, dat U elke dag met ons praat, met ons moeite en vermoeienis maak, dat U ons elke dag waarsku en soms probeer keer, maar ten spyte van ons verkeerde keuses, dat U elke dag nog steeds met ons is. Seën dan elke persoon nou, Vader. Ek bid dat U met die siekes en die oues vandag sal wees, dat U genesing teweeg sal bring, Here, en dat U hulle aan sal raak, dat elke persoon wat nou na hierdie boodskap luister, U liefde ten volle sal ervaar, en berusting sal kry en weet, my God het my lief. In Jesus kosbare naam. Ek groet jou vanuit 'n lekker, koel, reënerige, nat, skoon, vars witbank. Dis wonderlik om vir julle hierdie boodskap te bring, en ek wil julle aanmoedig om my likeie te gee en net bietjie met my te gesels rondom die woord van God. 066 273 0584. Pastoor Elsa Botha van AGS Witbank.
jou aas is die gemeente op die rif. Amen en amen. Shalom.